Ek dink sy liefde vir ons is die mees onverstaanbare vir ons menslike verstand, maar tog die grootste vervulling wat ons as mense hier op aarde kan hê. Goed, ek wil voor ek begin, wil ek weer net noem vir die mense wat later ingekom het, hoekom die Here ons lei om hierdie altaar weer opnuut aan hom toe te wy, soos ons onsself aan hom ook toewy. Ons het begin in hierdie gemeente, dit was die Vrye Baptiste Kerk, en hulle was baie ernstige, toegewyde mense, volgens my kennis wat regtig die Here lief gehad het, maar deur die jare het die gemeente, hierdie altaar se vuur uitgegaan, en die gemeente het tot niet gegaan. Ons het die gebou gekoop en ons het kom aangaan hier, na ons in 'n ander gebou was, maar ons besef dat die altaar was dood toe ons hier aankom. Ek weet ons het al gebid daaroor, maar die Here het die afgelope tyd, veral van die begin van die jaar af, met hierdie werk wat hy begin doen in ons as 'n gemeente, met my begin praat, en dit is vir my baie interessant, as ek luister weer na die podcasts wat ons saam met Dr. Laura gedoen het, dan besef ek dat Perez is 20 jaar oud. En 20, ek het vanoggend vroeg terwyl ek geluister het na die profetiese aksie van die $20 en die R20, het die Heilige Gees vir my gesê, ek moet 'n bietjie gaan kyk na die 20, en daai 20 volgens die Bybelse verstaan. Nou in Bloemfontein het ons baie gewerk, veral ook met finansies, die Hooggeregshof het 'n saak aan die gang gehad oor die manipulasie van die rand, en ek dink daar was 16 verskillende banke, Piet, jy moet my help, betrokke daarbey gewees. Ons het dit nie geweet nie, maar ons het gebid, en die Here het daar, ek dink is deur Piet gewys, daar's 'n anker in die finansies wat geplant is in hierdie hele ding van die rand en die dollar, en wat daar aan die gang was. En ja, onder andere ook vir ons gewys dat baie van die regters is soos puppets aan 'n string. Jy sal dit beter verstaan, Eugene, wat baie gemanipuleer word in die uitsprake wat hulle gee. Maar toe ek vanoggend gaan kyk na daai $20 en die R20, die betekenis daarvan, die Bybelse betekenis daarvan is, Jakob moes vir 20 jaar onder Laban se juk funksioneer. En op 20 jaar het hy sy familie gevat en al die wealth wat hy besit het, en het hy bevryding gekry en uitgetrek. En dan besef ek baie van hierdie goed lees ons en sien ons, dan besef ons mense kan nie hierdie goed by mekaar kry nie. Ons is besig met iets wat ons nie verstaan nie, en daarvoor sê ek dankie tog, maar wat ons in gehoorsaamheid uitloop met die Here. So hierdie 20 is vir my baie belangrik, want dit is ook waar die Here my gelei het om uit Ariel Gate uit te gaan, en gesê het, dit was 'n tyd van toets en van lering, en van, maar hierdie is nou 'n tyd wat hy 'n nuwe seisoen begin, en waar hy ontsluit dit wat hy ons geroep het om te doen. En dit het my regtig baie opgewonde gemaak, maar ook 'n gewig in die gees geplaas om te besef, ons is besig met 'n baie ernstige seisoen in die Here. So, voordat ek gaan begin daarmee, en met wat die Here vir ons gesê het oor hierdie altaar, wil ek eers net hê dat ons bid, veral vir die mense wat siek is in die gemeente, en dan wil ek hê, Rudolf, jy gaan nou klaar iets doen, Piet, vir Suid-Afrika bid asseblief, ons moet bid vir hierdie land, as ons nie gehoorsaam is aan die Here, om te bid vir hierdie nasie nie, het ek en jy geen opinie, as ons kyk na al die verkeerde goed nie. Ons moet bid vir hierdie regering. En dan wil ek graag gehoorsaam wees aan, ek kry regtig soveel getuienisse van waar ons bid in die gemeente vir mense wat siek is. Enige een van julle wat siek is, kan vorentoe kom, en dan gaan ons bid vir Izaan, sy is geopereer, het gaan goed met haar, en vir 'n volmaakte genesing van daai knie, en dan Renée se pa, is baie siek julle aan longkanker. En dat ons net vir hulle sal bid. Kom ons staan en steek in die Gees hande uit na hulle toe. Here Jesus, dankie dat U
naam Jehovah Ropeka is. U is die geneesheer. U het op Golgotha die genesing afgehandel en u het dit vir ons as 'n erfenis gegee. En vanoggend wil ons vir Izaan, maar ook vir Renay se pa voor u bring, Here. U ken hulle albei. U weet wat aangaan in hulle liggame. Ek wil vra dat u genesende krag en die herstel van Izaan se knie en se been perfek sal wees, Vader, en dat ons kan ontsluit in hierdie oggend die genesing van die kruis van Golgotha. Here Jesus, u liggaam is gebreek, u bloed het gevloei, sodat ons genees kan wees. En daarom bid ons dat u die genesing sal volbring. Vader, ons bring Renay se pa voor u. Here, wat 'n moeilike plek om by te staan. Ek bid dat u genesende krag ook in hom sal kom ontsluit. Maar ek bid vir u perfekte wil in sy lewe. Here, ek bid vir Renay en die res van die gesin, die siblings, Here, dat u ook vir hulle sal kom bekragtig. Hulle sal help, Vader, waar hulle op hierdie moeilike plek staan. Maar dankie dat ons kan verklaar dat u genesende krag is een van die wonderwerke wat ons u kan vra in ons eie lewens, in ons liggame, en dis wat ons doen in hierdie oggend, in die naam van Jesus, ons Heer en ons Meester. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Piet, sal jy vir ons kom bid vir Suid-Afrika asseblief? Natasha, hou tog vir my dop op die Zoom as iemand daar het, dan wil ek hoor of iemand 'n woord het of 'n skrif het. Ja, Here, dankie dat ek ons land vir u kan oplig, Here. Here, ek wil vir u vra dat u lig oor die land sal skyn. Here, want ons kan vertrou waar u lig is, kan geen duisternis wees nie. Here, ek wil vir u vra dat u lig in die parlement sal skyn en oor elke minister. Here, in elke seat of authority wat in hierdie land is. Jy weet dat u by daai plekke sal begin, jy weet dat u koninkryk gevestig sal word binne ons parlement, binne ons regering. Jy weet dat u die sisteme van die land sal begin regtrek. Jy weet dat u hand hier sal inkom en net die rigting begin aanwys. Jy weet, maar ek wil vir u vra dat u die Nehemia beginsel in hierdie land sal begin ontsluit, Here. Jy weet dat u vir elke kind wat in die koninkryk is in hierdie land, jy weet dat u vir hulle die visie en die wysheid sal begin gee. Jy weet in die krag en die strategie om waar hulle is en hulle sphere of influence te begin werk, Here. Jy om op te begin staan, om u koninkryk te vestig, daar waar elkeen in hierdie land is. Jy weet, sodat hierdie land werklik weer in lyn sal kom met wat u vir dit uitgesit het, en dat die doel sal bereik wat u vir die land uitgesit het, Here. Dankie daarvoor. Amen. Dankie Piet. Enigeen wat 'n woord het? Visioen het? Maar as ons vandag kyk wat se nommerdag dit is in die jaar, dis dag nommer 200. En 200 is 20 times 10. En toe ek nou gaan kyk in die Prophet's Dictionary, 200, the bishop's staff. A crooked rod carried by bishops to symbolize their pastoral authority. It became adopted as such because of their shepherd's duties and the sheep-like nature of the family of God over which they had charge. Their rod is considered the insignia of spiritual guardianship and managerial duties as stewards of the dispensations of God. The crooked rod is an ancient emblem of Near East nations, offices of power, leadership, government, and ambassadorial duties. The crook on the bishop's rod is furthermore emblematic of its apostolic authority as Christ's under shepherd. En die eerste keer waar die staf in die woord genoem word is waar Jakob toe hy gevlug het vir Esau en sy gebed hierop Then Jacob prayed, O God of my grandfather Abraham and God of my father Isaac, O Lord, you told me, return to your own land and to your relatives, and you promised me, I will treat you kindly. Genesis 33 vers 10. I am not worthy of all the unfailing love and faithfulness you have shown to me, your servant.
When I left home, I crossed the Jordan. I owed nothing except a staff. Now my household fills 2 large camps. Nog iemand met 'n woord. Serene het 'n goue waterval gesien wat oopgegaan het en begin stort het en dit my onmiddellik laat dink aan En-Gedi in Israel. Ek weet Izet en Ruben, hulle was saam met my in daai groep gewees. Destyds, ek weet nie hoeveel jaar terug was dit nie, hier in die begin van die jare met Peres. En die Here sê vir my dat Dawid en sy mighty men het in daai grotte gebly. En dit was die waterval en die water wat hulle gebruik het in daai tyd. En ek onthou, ek weet nie of ek alleen was nie, of het julle saam met my agter die waterval ingegaan en daar gaan staan agter die waterval. So ek weet dat Dawid se tyd van toerusting het baie daar plaasgevind, totdat hy kon op 'n plek kom waar hy vir God kon regeer in Israel. As ons kyk na al hierdie goed, dan is daar soveel simboliek en soveel ervaring en soveel gebeurtenisse wat die Here ons net ingelei het, wat nou 'n dieper betekenis vir ons begin kry. Ek wil gaan na die plek toe waar God se altaar afgebreek is in die Ou Testament. Hierdie is die geskiedenis van Jezebel en Agab, waar Jezebel die klomp God se profete vermoor het. En ek weet van die profete is toe weggesteek daai tyd in die grotte in daai omgewing, maar die Baal-profete het geregeer. So Baal het regeer in Israel en God se altaar was heeltemal afgebreek gewees in daai tyd. Nou gaan ons na 1 Konings 18 van vers 30 tot 39 gaan ek vir ons lees en sommer net 'n bietjie daaroor praat. Then Elijah said to all the people, "Come near to me." And all the people came near him, and he repaired the old altar of the Lord that has been broken down by Jezebel. Dis in 1 Konings 18. Die vyand se manipulasie en invloed breek God se altaar in ons lewens af. En al bly ons godsdienstig, beweeg ons weg van God af. En dis wat gebeur het met Israel hier. God se ware altaar is afgebreek. Hulle was nog steeds godsdienstig, maar hulle was so beïnvloed deur Baal gewees en deur die Baal-profete in daardie tyd, dat Elia besef het, toe hulle na vore gekom het en gesê het, kom ons kyk wie is God, Baal of God, het hy sy lewe gewaag daar. En gesê, maar voor enigiets kan gebeur, moet ons eers die altaar van God wat afgebreek is, weer herstel. En hierdie is vir my so 'n woord wat die Here vir ons elkeen ook gee. Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob, to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones Elijah built an altar in the name and self-revelation of the Lord. Die enigste altaar in ons lewe, waarop ons kan offer, is die altaar van Jesus Christus, wat in ons woon, deur sy Heilige Gees en ons harte, het God se altaar geword. He made a trench around the altar as great as would contain 2 measures of seed. He put the wood in order and cut the bull in pieces and laid it on the wood and said, fill 4 jars with water and pour it on the burnt offering and the wood. Ons lewens, ons optrede, ons keuses is die voorbereiding om 'n pad te maak vir God om in ons lewe homself te manifesteer. So daai hout wat verganklik is, soos wat ek en jy verganklik is voor ons Jesus as 'n offer, die volmaakte offer aangeneem het in ons lewe. Daai hout is voorberei en netjies gelê. Maar ek en jy, ons lewens kan ons nie voorberei vir die Here as ons nie deurdrink is met die woord nie. Die water is die woord van God. En dis nie een keer wat daai water gegooi moes word nie. En wie van ons weet
jou grootste nagmerrie, ons is nou in die winter, om vuur te maak is om nat hout te hê, in die natuurlike. Maar 4 keer moes hulle daai water, en vanoggend sê, het een vir my ding wat nogal vir my goed is, water was baie skaars in daai tyd. Hoekom? Want daar was daai droogte, waar Elia die reën gestop het. So water was baie skaars en kosbaar, en dit was nie eintlik gevind daar nie. En hulle moes 4 van hierdie houers water kom uitgooi oor die hout om dit te deurdrink. Nou as ons kyk daarna, dan verteenwoordig hierdie 4 vir my die volheid van Jesus, wat die 4 evangelies is, nie? Wat hy vir ons as 'n erfenis gegee het. So hulle moes deurdrink gewees het met die woord van God. En ek en jy, daar's nie 'n manier wat ek en jy 'n offer vir God kan wees sonder die woord van die Here nie. Dis net nie moontlik nie. En as ek kyk na 'n plek wat ons as kinders van die Here uit die oog uit verloor, dan is dit die feit dat ek en jy is wedergebore deur die bloed van Jesus om 'n offer te wees vir hom wat hy nodig het hier op aarde. Dit wat hy hier op aarde wil doen, het hy ons lewens as 'n offer nodig. En dit is so belangrik dat ons dit verstaan. Toe ons wedergebore is, het elkeen van ons heel eerste 'n kruis ontvang. En daarom het ons die Heilige Gees van God ontvang om ons te help hoe om hierdie lewe van sacrifice uit te stap, want sonder hom kan ons dit nie doen nie. Maar daai kruis het ek en jy ontvang om elke dag 'n lewe van sacrifice te hê. Om ons vlees daarop te kruisig, sodat die volheid van die kruis die vlees kan vernietig en deur die Gees van God ons kan opbou. En dit is hoekom dit so belangrik is, ons kyk na wat het die woord gesê van Jesus. Ek gou kom by daai skrif. Hebreërs 6, kan nie nou gou sien waar is dit nie. Hebreërs 6 staan daar 'n woord wat so belangrik is. Hy sê, through his sacrifice, Jesus learned obedience. Ek en jy kan nie gehoorsaam aan die woord van God wees, as ek en jy nie bereid is om te kies, om sacrifices te bring nie. Ons kan nie gehoorsaam aan God se woord wees nie. So, ons plek van waar ons kies en offers bring vir die Here elke dag, dit is die plek wat ons kwalifiseer om God se vuur in ons lewe te hê. Wie van julle het al hoeveel keer gebid, Here, ek soek u vuur in my lewe? Ek wil dit hê, ek begeer dit in hierdie gemeente. Ons gaan nie God se vuur sien, as ons nie bereid is om offers te bring nie. Dit is net hoe dit werk. Dit is God se patroon in die woord daarvan. And he said, do it the second time. Ja, dis iets waaraan ek ook sal trui. And they said, did it a second time. And he said, do it the third time. And they did it the third time. And the water ran about the altar and filled the trench also with water. Dit was deur drink met water gewees, en dit is waar ons lewens moet wees, deur drink met die woord van God. At the time of offering of the evening sacrifice, Elijah the prophet came near and said, O Lord, the God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you, the Lord, are God, and have turned their hearts back to you. Wat het gebeur by hierdie plek van offer? Wat gebeur as ek en jy 'n lewende offer word deur drink met God se woord? Ons harte word teruggedraai na God toe. As ons 'n hartkonneksie met God wil hê, dan moet ons dit doen volgens die strategie en die patroon van sy woord. Ons kan nie ons eie planne en goed uitdink nie. Ons kan nie onsself vir die Here offer soos ek en jy wil nie, wat 'n goeie gedagte is nie. Ons moet kom volgens die patroon van sy woord. Then the fire
of God fell and consumed the burning sacrifice, and the wood and the stones and the dust, and also licked up the water that was in the trench. When all the people saw it, they fell to their faces and said, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." God se vuur is nodig in die eindtyd kerk. Die bruid wat ek en jy is. Want is net sy vuur wat daai bruid kan reinig en kan heilig, sodat daar nie 'n vlek of 'n rimpel op haar gaan wees nie. Ek en jy kan dit nie doen uit onsself uit nie. Ons het God se vuur nodig, maar dan moet ek en jy op 'n plek wees waar ons lewens offer. En een van die belangrikste dinge wat gebeur julle as ons sê, Here, wat kan ek vir u offer? Wie van julle het die ervaring gehad na wat is daai fliek, The Passion of the Christ? Wat het gekyk het en daarna gesê het, Here, ek sal enigiets doen om vir u te doen wat ek kan doen om u te vergoed. Wie van julle het daai gedagte gehad? Ons almal dit gehad. Wat kan ons vir hom doen? Hy soek ons lewens. Ons lewens is gelyk aan tyd. Tyd verteenwoordig ons lewens. En wanneer ek en jy kom en ons kyk na wat hy sê oor sy vuur wat kom in mense se lewe wat bereid was om te sacrifice. Jeremia 20 vers 9 sê, I will not mention his word to speak anymore in his name, but his word is in my heart like a fire shut up in my bones. God se woord was soos 'n vuur in Jeremia wat hom gedryf het en hom gehoorsaam gemaak het aan God in elke opsig. En as ek lees die geskiedenis van Jeremia, hoeveel keer was dit dat die konings hom wou doodmaak en dan het God net ingegryp. Hoe lank was hy in die tronk in slegte omstandighede? Maar die woord van God was 'n vuur in sy bene. Jesaja, ons ken die hele storie van Jesaja wat gesê het, Here, ek wil graag vir u werk, maar my lippe is onrein. En die Here sê daar, one of the seraphims flew to me, and in his hand was a burning coal, which he had taken with tongs from the altar. God het 'n vuur op Jesaja se lippe gesit, dat sy woorde met vuur kon uitkom daar. God se vuur. Hoekom? Want ons God sê die woord is 'n verterende vuur. En as ons hom wil manifesteer op aarde, moet sy vuur in ons lewens inkom. In Jeremia 15, een van my geliefde skrifte, vers 19, waar hy kom en sê, Thus says the Lord to Jeremiah, if you return and give up this mistaken tone of distrust and despair, then I will give you again a settled place and quiet and safety. And you will be my minister, and if you separate the precious from the vile, cleansing your own heart from unworthy, unwarranted, suspicious concerning God's faithfulness, you shall be my mouthpiece. Daar's 'n kwalifikasie wat Jeremia moes doen, 'n repentance wat hy moes doen, 'n plek waar hy moes toelaat dat God hom heilig en reinig. En dan kom die Here en sê, nou sal my vuur ook op jou mond wees en jy sal wees soos my mond. Jy sal vir my kan praat. Die Here lei ons oor en oor terug na die kerk in Handelinge toe. Wat is so belangrik van die kerk in Handelinge? Hulle is gedoop met die Heilige Gees en die vuur van God was op hulle koppe. Dit wil sê, hulle gedagtes was letterlik die vuur van God, die wysheid van God, the mind of Jesus. En dis hoekom hulle so kragtig was daar. Ons het hoeveel keer gebid in hierdie gemeente, Here, ons wil daai selfde vuur van U in ons lewe hê, maar ook in hierdie gemeente. Matteus 3 vers 11 sê, I indeed baptize you with water because of repentance. That is because of your changing your minds for the better, heartily amending your ways with abhorrence of your past sins. But he who is coming after me is mightier than I,
whose sandals I am not worthy to fit, to take off to carry. Dis Johannes die Doper, wat dit sê. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So wanneer ons wil funksioneer in die krag van die Heilige Gees van God, is dit met sy vuur. En ons weet wat die Here vir ons sê, dat Romeine 12 vers 1 en 2, I appeal to you therefore, brethren, and beg of you in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. Do not be conformed to this world, this age, fashioned after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitude, so that you may prove for yourself what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. So belangrik dat ek en jy sal weet, ons is nie hier op aarde net om ons lewens te lewe, totdat hy ons kom haal nie. Nee, ons is hier om 'n lewende offer te wees vir hom, en dat soos ons offer vir hom, so kom sy vuur en verbrand in die eerste plek alles in ons lewe, wat nie vir hom aanneemlik is nie, deur ons repentance en ons keuses. Maar dan is dit 'n soet geur voor sy aangesig, omdat ons kies om hom te dien, soos wat hy ons geroep het om hom te dien. Ons fokus en ons opinies en persepsies moet deur God se woord verander word. En ons moet besef dat hier op aarde is niks belangriker as God en sy roeping vir ons en die manier wat hy wil hê ek en jy moet hier wandel nie. Ons kan nie hierdie altaardiens sonder om ons eie lewens daarop te plaas nie. Jesus is tot in alle ewigheid die perfekte offer, en dit is wat hy gedoen het. Hy het letterlik, hy sy lewe as 'n offer vir ons gegee, wat op die kruis vervul is, maar sy hele lewe was daar gewees om die koninkryk van God te vestig en uit te brei. Ons kyk baie keer na, wat is 'n offer? Wat is die offers wat God van ons verlang? En dan dink ons altyd aan hierdie groot goed. Nee, ons lewe wat die offer is, in die eerste plek, toe die disippels vir Jesus gevra het, leer ons om te bid, het hy die Onse Vader gegee, maar ook, net daarna, en so moet julle vas. Vas in gebed is die offers wat die Here van ons vra. Ons daaglikse lewe, deur vas en gebed, ons daaglikse toewyding aan die Here, is 'n offer wat ek en jy daagliks vir hom doen. Om hier te wees, julle is vanoggend hier, julle is op Zoom, omdat julle die tyd neersit, omdat God vir julle belangriker is as julle eie belange. Om hier by mekaar te kom, en ons is dankbaar vir die Zoom, vir die ouens wat ver bly. Hierdie is 'n lewendige offer. Julle kom hiernatoe om hierdie altaar te diens. Om op te staan vroeg, en om hiernatoe te kom en te sê, Here, hier is ek, want in my dra ek iets wat hierdie gemeente nodig het, en as ek hier is, dan kan u in die gees my laat bedien waar dit u behaag. Ons is nie net hier om te kry nie, Here, ons is hier om te gee, en God gebruik ons, of ons dit weet of nie, hy gebruik ons, hier in mekaar se lewens. En dan, dis my so wonderlik, mense wat in die oggend vroeg, 8:30, in die saal is, waar ons bid vir wat vandag hier moet plaasvind. Dis 'n sacrifice. Dis nie altyd lekker om vroeg op te staan nie, maar dis 'n plek waar ons sê, Here, ek wil u dien. Ek gaan my lewe en my keuse so inrig, dat ek ekstra tyd vir u en u koninkryk daar sit. Ons talente, ons vermoëns, wat doen die worship span hier? Hulle talente en hulle vermoëns, kom gee hulle 'n gedeelte daarvan, om die koninkryk van God uit te brei. Dit is 'n sacrifice wat hulle hier doen. Hoeveel van ons sit hier met soveel
talente en vermoëns, gawes wat God ook vir ons gegee het. Maar is dit op hierdie stadium 'n sacrifice vir hom? Of is dit iets wat ek net by myself hou en my eie familie hou? Om te sacrifice beteken dat ek en jy ons vermoëns, ons talente in die koninkryk gebruik tot sy eer. Een baie belangrike ding wat ek hier wil letterlik soos die Engelse sê, highlight. Die vuur van God in my en jou lewe is in proporsie met die offers wat ek en jy vir God bring. Ek wil dit weer sê. Die vuur van God in my en jou lewe is in proporsie met die offers wat ek en jy vir God bring. Een van die goed waarmee ek sukkel en waar ek absoluut moes oorkom, is dat wanneer mense wat begin gehoorsaam raak aan God se finansies en sy tiendes, dan bring hulle getrou God se tiendes, dan voel dit of my hart wil skeer, dan dink ek wil dit net teruggee op 'n manier vir hulle, dat hulle net kan beter oorleef. Tot die Here met my gepraat het, ek onthou ek was in Uganda in 'n gemeente waar ek moes preek, ons was saam met 'n groep daar gewees en ek kon sien dis 'n baie arm gemeente gewees. En ek vra vir die Here, wat is u skraal? Wat is die boodskap vir hierdie mense? En die Here sê ek moet 'n boodskap bring oor finansies en tiendes. Ek skrik my flou en ek sê vir die Here, maar Here, hierdie mense is so arm. Hoe kan ek dit doen? En hy sê vir my, hulle is arm omdat hulle my nie gehoorsaam nie. Hulle is nie in finansiële strukture met die koninkryk nie en daarom kan die vyand hulle besteel. En ek onthou, ek het in 'n klein gemeente met 'n paar swart mense, het ek 'n kragtige salwing ervaar soos die Here daai mense bedien het. Ek het nooit weer met hulle enige kontak gehad nie, maar ek weet die Here het saad daar gesaai en ek glo, hy het daai gemeente verander, hulle harte verander en hulle opgerig. Ek wil nie eens gaan op die ander offers nie, ons verstaan saai en oes. Wat anders is net God se tiendes en sy finansiële strukture met first fruits. Maar dan kom hy en hy sê, Dawid kom en sê, dankbaarheid is die grootste offer wat ons vir God kan bring. Dankbaarheid in ons emosies is ook sacrifices wat ons vir die Here kan bring. Wanneer ek en jy 'n goeie gesindheid teenoor mense het, wanneer ek en jy in slegte omstandighede die woord gehoorsaam, is dit 'n offer wat ek en jy bring. Ek is baie lief om Corrie ten Boom se getuienisse te luister somme, want dit is so kosbaar, hulle wat in die kampe met die Jode was en in die doodskampe was, wat vertel die storie van haar suster Betsy, toe hulle in 'n vertrek 'n kamer ingesit is wat gebou is vir 200 mense, maar hulle was 700 vrouens daar. En toe hulle daar ingaan, toe is daai plek van deluise iets vreeslik. En sy sê vir haar suster, maar hulle kan nie, kyk net hoe lyk dit van die luise, en haar suster sê vir haar, Betsy, die woord van die Here sê ons moet dankbaar wees in alles. En jy gaan nie negatief word nie, jy gaan dankbaar wees. En waar die Here daai luise en vlooie gebruik het, toe eintlik om die wagte weg te hou, en hulle kon 'n sterk woord Bybelstudie daar vestig, wat kragtig in daai doodskampe was. En daai luise en vlooie het niks aan hulle gedoen nie, maar as die wagte daar inkom, het die luise en die vlooie op hulle gespring. Om so gesindheid te hê van dankbaarheid. Dis so moeilik om sommer net negatief te raak as dinge nie met ons lekker is nie. As ek en jy geld verloor, as ons 'n slegte situasie gehad het met waar die vyand ons beroof het in goed wat ons gedoen het, kan ons daar staan en sê, Here, ek is dankbaar hiervoor, want ek weet U gaan my help om hierdie ding uit te stap in oorwinning, en ek weet U is besig om my te leer, en ek weet U is my beskerming, maar ook die bron van alle voorsiening. Kan ons dit doen? Dit is wat 'n offer is vir God. As ek kyk na counseling, hier is mense in die gemeente wat regtig waar ure in counseling spandeer om God se koninkryk uit te brei en om God se mense
te help skoonmaak. Dis 'n sacrifice. Daar's mense wat ry, wat weekliks ry, ver ry op slegte paaie. Dis 'n sacrifice. Daar's baie van ons wat hier sit, wat ver ry, om Sondag hier te wees. Dis deel van ons offer, en dis vir die Here behaaglik. Ek kon nooit verstaan in die verlede nie, ek en Johan moes ry, liewe land, weekliks, welkom toe, Johannesburg toe, en ek dink ek het eendag so 'n bietjie gekla by die Here. Toe sê die Here vir my, Fransie, jy's besig om saad te saai, want ek gaan iets vestig waar mense sal moet ry, en omdat jy die prys betaal het daar, kan die mense dan ry, want die pad is oopgemaak daarvoor. So alles wat ek en jy doen, dink ons 'n offer vir die Here, maar die Here gebruik dit ook as 'n oes wat weer moet inkom in ons eie lewens in. Ek wil nie vreeslik langer aangaan nie, want ek wil hê ons moet bid, maar ek wil net hê ons moet verstaan. Daar is 'n vuur wat God wil hê ons moet as 'n eindtyd kerk in ons eie lewens in hierdie gemeente hê. En besef julle, daar's 2 vure. Die hel en God. En dit was die demonstrasie wat Elia hier gebring het. Die vuur van God wat gestaan het teen die afgode van Baal, waar hy offers gebring het van bloed, maar niks het daarvoor gehelp nie. So wanneer ek en jy kom en ons weet dat die vyand ons in 'n seisoen het waar hy ons wil aanval, dan moet ek en jy kyk dat die vuur op hierdie altaar sterk genoeg brand om daai aanvalle van die vyand af te weer. Ek wil op hierdie plek kom en ek wil hê ons moet as 'n gemeente staan. Ek wil vandag hê ons moet vergifnis vra, en ek weet ons het in die verlede al goed gedoen. Een van die dinge wat ek gevoel het fisies, wat moet gebeur is daai hoeksteen daar agter moet uitgehaal word, so ons gaan dit verwyder, en ons gaan hierdie gemeente vandag opnuut weer onsself aan die Here toewy. Maar dan moet ons soos Elia eerste kom vergifnis vra vir al die afgodery wat ons onwetend by betrokke geraak het, waar die wêreld ons ingetrek het, waar ons tyd gesteel word, waar God nie meer 'n prioriteit is in alles in ons lewe nie. Kom ons staan. Vader, ons wil onsself net kom humble voor U vandag hier. Ons wil in die eerste plek kom, Vader, en ons wil hierdie vorige altaar, toe die altaar hier gebou is, hierdie vorige gemeente, het hierdie altaar uitgegaan. Die vuur het dood gegaan. So ek wil kom as 'n leier, saam met hierdie gemeente, en ons wil instaan namens hulle, Vader, en ons wil kom vergifnis vra vir al die sonde, die biddeloosheid, die liefdeloosheid, die trots, die arrogansie, alles wat gebeur het, om daardie vuur te blus. Ons wil vandag verantwoordelikheid neem, Here, en ons wil kom vergifnis vra daarvoor. En dan staan ons hier by hierdie altaar, Here, en ons wil kom bely in ons eie lewe en ook in hierdie gemeente. Alle louheid, Here, plekke waar ons stagneer, waar ons lui geword het en passief is, Here, waar ons eie lewens vir ons belangriker is as U koninkryk. Ons vra vergifnis daarvoor. Ons vra vergifnis, Here, dat ons ook baie keer U byeenkomste verwaarloos en U as 'n gemeente nie 100% dien nie. Ons wil kom vra vir vergifnis vra vir biddeloosheid, Here, en die feit dat ons nie in U woord bly om ons daagliks te was nie. Ons wil kom vergifnis vra, Vader, waar ons programme, ons besighede, ons gesinne belangriker geword het as om gehoorsaam te wees aan U. Vader, dit wat ons van weet en dit wat ons nie van weet nie, bring ons voor U. En ons wil dit kom bely en vergifnis vra. Here Jesus, dankie dat U ons advokaat is, wat met U bloed na vore kom, om ons skoon te was, Here. Dankie daarvoor. Is daar enige een van julle wat nog iets wil bely, voordat ons gaan opnuut aan die Here toewy? Kyk vir my op Zoom ook asseblief, Natasha. Enige een van julle wat voel daar is nog iets wat julle wil bely?
Here, ek wil volgende kom instaan en ek wil jammer sê oor ons gesindheid teenoor mekaar, ons medegelowiges en wat saam met ons is, Here. Ons liefdeloosheid teenoor mekaar en Here, daar waar ons net vir onsself is en nie vir die mense langs ons is nie. Here, U het ons as 'n gemeente bymekaar gesit. Ons is elkeen hier vir 'n doel, nie net vir onsself nie, maar vir ons medemens langs ons. Here, en ek wil vir U vra, kom maak ons verstand, oë en ore oop. Laat ons sal weet wat ons moet doen teenoor ons medemens langs ons, Here, en dat ons die liefde sal hê in ons hart wat ons moet hê. Here, U gee vir ons so baie liefde. Vader, leer ons om dit te kan uitgee teenoor mense langs ons, Here. Here, U het ons saamgeplaas, U het 'n doel vir ons. Ek wil vir U vra, Here, asseblief kom maak ons harte oop teenoor mekaar. Soos die Here vir julle wys, kom net en kom bely. Here, ons wil kom en ons wil om vergifnis vra vir die altare wat ons opgerig het, wat ons hoor ag as U altaar. Here, en ek wil vra dat U ons sal help, dat ons sal U altaar oprig, nie net in ons lewe nie, maar ook hier in Perez, Here, dat ons sal kom en dat ons U eerste sal stel en ons tweede sal stel. Ons wil vra dat U sal kom en ons sal help dat enige altaar wat ons opgerig het in ons lewens, enige altaar wat ons nie eers weet hoe om dit af te breek nie, U het gesê, you will fight the battle. Here, ons wil vra dat U ons sal help, dat ons sal terugstaan en U sal toelaat, dat U die battle sal fight, en dat U hierdie altare sal breek, Here, en dat U ons sal help, dat ons ook ons harte sal verander, dat ons U altaar sal cherish, en dat ons U altaar sal die belangrikste ag in Jesus naam. Vader, ek wil ons aanbidding voor U bring vanoggend. En ek is skuldig daaraan. Ons as band is skuldig daaraan, ons as gemeente is skuldig daaraan dat ons baie keer onsself eerste plaas. Dit wat ek wil hoor, dit wat ek wil sing, dit waarvan ek hou, dit wat my goed laat voel, dit wat vir my sin maak, en wat se taal dit ook al is, Afrikaans, Engels, Sotho, Hebreëus wat ons al gesing het. Vader, ek bring dit alles voor U. Want hierdie is 'n offer wat ons ook vir U moet bring, en ek vra dat U asseblief vir ons sal vergewe, daar waar ons eie agenda sal gehad het, wat die aanbidding aanbetref, wat ons nie in waarheid en gees voor U gekom het nie, maar uit self-love. En vergewe ons asseblief hiervoor, en was ons ook asseblief skoon met die kosbare bloed van Jesus, vir ons aanbidding wat ons hiervan na vorentoe bring, dat dit rein sal wees, dat die waarheid sal wees, dat dit in gees sal wees, en dat dit sacrificial love sal wees, en dat dit sal wees wat U wil hê ons moet doen, wat ons moet sing, wat ons moet speel, wat ons moet bring vir U, en dat dit sal wees tot die eer en die verheerliking van U naam. Amen. Vader, ek wil vanoggend kom en ek wil vergifnis vra vir liefdeloosheid, Here. Ons kyk mekaar aan en ons glimlag vir mekaar, maar is daar werklike goddelike liefde in ons harte? Ek bid dat U ons elkeen sal help, vir my eerste asseblief, Here, om regtig lief te wees vir elkeen wat U om ons geplaas het. Ek bid dit in die naam van Jesus. Vader God, ek wil voor U kom vandag en ek wil kom om vergifnis vra vir elke plek waar ons fokus op repentance en om ons lewens te leef sonder sonde en ons lewens te leef volgens wat die riglyn by die woord gegee het. En ons eindig op blink gepolish, maar ons is nie geconnect en geroot in Christus nie. Dat ons 'n perfekte lewe leef, maar ons lewe disconnected van U af. Vader God, ek vra dat U vandag elkeen van ons harte sal align en vir ons sal wys dat dis nie deur aksie wat ons nader aan U kom nie, maar dit is deur mindset, deur hart en deur leefstyl wat ons die mind of Christ sal kry en dat ons sal rooted sal wees in U, dat ons die vrug kan begin dra sodat mense kan begin pluk. Vader God, ek vra dat U asseblief elkeen van ons sal help om to dwell in Christ and to become more like You.
Vader, as ek vanoggend voor U kom staan, dan wil ek boete doen en om vergifnis vra namens 'n dorp in 'n omgewing wat soveel ander altare opgerig het tot waar ons nou is. Ek wil vra, Here, vergewe ons dat ons as 'n dorp in 'n omgewing gekom het en waar ons langs die Valsrivier is, dat daar van ons inwoners is, Here, wat altare opgerig het vir 'n water spirit. Dat ons kom, dat ons in 'n dorp is en in 'n omgewing waar Freemasonry hoogtyd gevier het. Here, al daai altare vra ek dat U dit sal afbreek in elkeen van ons harte en ons lewens. En dat ons sal kom en ons self sal neerlê voor U. En dat U sal kom met die vuur op ons af. Dwing wat ons sal brand en skoonmaak als wat nie van U af is nie. Ek bid dit in die naam van Jesus ons verlosser. Ja, ek kon nie kom vergifnis vra vir gebrek aan prioriteite. Jy weet dat ons U koninkryk nie eerste stel nie. Jy weet dit wat U vir ons gegee het en dit wat tot ons beskikking is in terme van hulpbronne, gees, siel en liggaam. Jy weet dat ons dit nie eerste stel in U koninkryk en nie bereid is om energie in U koninkryk te spandeer nie, Here. En wat daarmee gesaam gaan, Here, elke hulpbron wat U vir ons gee en wat tot ons beskikking is, dat ons nie bereid is om dit in U koninkryk toe te pas nie, Here. Here, ek wil vergifnis vra vir ons tyd wat ons nie wil toepas nie, Here, vir ons geld, vir ons intellek, Here, en elke vorm van energie wat ons eintlik net nie prioriteit het om U koninkryk eers te stel nie, Here. Here, ek kom staan in vanoggend teen elke godsdienstgees of tradisie wat nog agterbly in ons, wat ons keer om U nuwe pad te volg. Here, ek wil vra dat U ons sal help asseblief om ons gees oop en ontvanklik te maak, sodat ons nie sal wegskram vir wanneer U wil beweeg nie, en ons dit nie gewoond is nie, ons dit nie verstaan nie. Here, daarom bid ek vir kapasiteit, en ek wil vra dat U vir ons sal help, om al die nuwe dinge te begryp, om self daaroor huiswerk te doen, en te sien waaroor alles gaan. Here, en ek vra vergifnis as ons nog in misleiding was oor sekere dinge, wat ons nie verstaan het nie, maar ek wil sê baie dankie, dat U dit elke keer vir ons oopbreek, en dat U vir ons die waarheid gee uit die woord uit, en dat U vir ons bewyse gee, dat U woord vir ewig sal waar bly, en dat ons net die hoop op U gefestig kan hou, in Jesus naam. Vader, dankie dat ons ook vanoggend, dat ek kan kom en dat ons almal kan repent vir elke plek waar ons lauwarm geword het. Vir elke plek waar ons nie warm of koud is nie, maar waar U gesê het, U gaan ons uitspoeg. Vader, vergewe ons waar ons eerste liefde verlaat het en waar ons nie meer aan die brand is soos wat ons altyd was vir U nie. Ek wil ook kom en repent vir elke plek waar ons nie ons inheritance opgeneem het soos wat ons moes nie, waar ons inheritance soos wat Esau gekom het en dit weggegee het en dit nie hoog genoeg geag het nie. Ons destiny en ons identiteit wat ons nie opgeneem het as koninkrykskinders vir U nie. En elke plek waar ons nie die koninkryksmissie opgeneem het om te kom herstel en dan te kom om U te help om te redeem op hierdie aarde en alles terug te bring na U koninkryk nie. Kom help ons sodat ons kan loop weer in die volheid wat U ons elkeen voorgeroep het. Almal reg op Zoom. Okay. Ek wil nie ons moet kom en ons met die Here net aanbid. Elkeen waar ons is, die wat 'n taal het kan dit doen daarin, die wat nie 'n taal het nie kan dit doen in jou taal. Kom ons gebruik net so 'n minuut om die Here te vas te gryp. Skoro shotokora kakariki sitri sibre shotokora kakariki kabra sita kara kakariki sitri sibre shotokora kakariki kara sita kara kakariki sitri sibre shotokora kakariki koro shotokora kakariki sitri sibre shotokora kakariki koro shotokora kakariki sitri sibre shotokora kakariki koro shotokora kakariki sitri
Sibre shotokoraka kariki. Koro shotokoraka kariki. Setre. Sibre shotokoraka kariki. Koro shotokoraka kariki. Setre. Sibre shotokoraka kariki. Karasita karaka kariki. Setre. Sibre shotokoraka kariki. Amen. Amen. Ek wil die leierskap vra om saam met my hier voor te kom staan en kom ons gee onsself maar ook hierdie gemeente terug vir die Here. Rudolf, Lizaan, Piet, sal net iets sê? Ja, toe ons nou gebid het, toe sien ek net Jesus staan by 'n altaar en sy teenwoordigheid steek die altaar aan die brand en dis 'n massiewe vuur. Wonderlik. Daar sien. Vader, ons wil kom hier as leierskap, maar as 'n gemeente. En ons wil onsself opnuut weer op u altaar neerlê. En vra asseblief, Here, sien ons as u lewende offers. En kom steek hierdie altaar aan die brand. In ons eie lewens, maar ook in hierdie huis, Here. Dat ons 'n brandende gemeente sal wees vir u. En ons wil vanoggend vir u sê, Here, ons het begin om te sing, u is waardig om die boek te neem, want u het die boek geskryf. En ons wil die boek van ons eie lewens, maar ook van hierdie gemeente opnuut vir u gee. En vir u vra, Here, dat dit wees, soos in die hemel, so ook op aarde, om u naam te verheerlik en u koninkryk uit te brei. En ons sê almal saam, amen. Enigeen van julle wat iets wil sê? Dan in die hele oggend bly ek net sien dat hierdie altaar is soos 'n goue skatkis wat daar is, en hy's vol van hierdie goue skatte wat binne in hom is, maar al daai skatte is gereedskap. En as ons nie gereedskap gaan begin gebruik nie in die koninkryk van God, gaan ons nie in die grondgebied nie autoriteit kan staan en die dispensasie waar ons uitgesit het nie. Dit help niks, jy kyk net na die ding nie. As jy die goed nie gaan gebruik nie, gaan dit niks help nie. Buite voeg by hom, ek en jy is die gereedskap wat God wil gebruik. Amen. Nog iemand? Amen. Dankie julle. Baie dankie. Amen. Okay. Goed. Okay. Ja, ek het nou amper vir Vanessa oorgeslaan en gou vir Rudolf gevra want haar klank was nie reg nie. Maar ons gaan nou die verbondsmaal saam almal vier en daarmee ook verklaar, Here, dankie dat op Golgotha is dit wat ons vanoggend hier doen volbring en dat ons dit kan vier met u liggaam wat gebreek is en u bloed wat gevloei het. Vanessa, is jy gereed? Vanessa, kom jy deur? Sy het 'n probleem met haar klank van vroeg vanoggend af. Rudolf, Vanessa, jy sal maar hier in die gemeente jou verbondsmaal kom doen. Rudolf, sal jy asseblief vir haar kom instaan? Kom jy nou net uit. Tot praat. Ja. Net al my goed oopkry. So tannie Fransie het toe nou gevra ek moet die verbondsmaal doen en ek en Lizaan het gisteroggend toe sit ek en sy en ons doen so 'n bietjie Bybelstudie saam en die Here het vir haar skrif gegee en ek gaan sommer dit net met julle deel en dit nou vanoggend sommer saam.
ek wil nou nie die hele ding vir julle lees nie, maar dit gaan oor wanneer daar geskille tussen medegelowiges, laat ons na die hof toe gaan en laat ons 'n hofstelsel uitspraak lewer oor ons as medegelowiges. En een van die goeders wat hier staan, wat besef julle dan nie dat ons as Christene eendag gaan oordeel nie. Terwyl julle dan die wêreld gaan oordeel, beskou julle self dan onbevoeg om self die kleinste ou saakie tussen mekaar uit te sorteer. En die ding is, as jy hier verder lees, sê hy ons gaan eendag oor engele ook judge, en dan sit ek, dan kan my brein dit nie verstaan dat ek en ons almal wat hier is eendag oor ander Christene en oor engele gaan judge nie. En as jy die hele stuk lees, ek wil vir julle hier die laaste stukkie lees, bloot die feit dat julle hofsaake onder mekaar het, is al klaar vir julle 'n neerlaag. Hoekom dan maar nie onreg ly en dit daarby laat nie? En ek het 'n besigheid, dis baie ons wat besighede het, en ek het ook tans in sulke plekke waar ek staan waar mense net besluit om nie te betaal nie. En dan sê hierdie ding vir my, ek moet die neerlaag vat. Dan sê ek, yes. En dan sê Tannie Fransie, en ons almal praat volgens, dit is dan een van die sacrifices wat ons moet doen. As die woord vir ons sê, ons moet die neerlaag vat, dan weet ek vir 'n feit, die Here sal dit op 'n manier weer teruggee vir ons. Maar in die sacrifices waar die guns lê en waar ons die Here se hart kry en waar ons die liefde al hoe meer ervaar, as 'n mens teen dit gaan, dan verloor jy daai groter prentjie oor die wêreldse goeders. En dit is wêreldse goed, geld en alles. Ek weet ons het dit nodig, maar die Here sê vir ons, loop die pad wat ek vir jou uitsit, dan kry jy baie meer as net die geld. Jy kry die liefde, jy kry die tyd van die Here, jy kry sy vrede, jy kry alles van die Here binne in jou. En ek dink dit is 'n baie groter ding as die geld. En dan sit ek, as sê ek vir hulle aan, Jesus, maar ek weet nie hoe om dit te doen nie. En as ek kyk, Jesus Christus het ook nie geweet hoe om dit te doen nie. Hy het vir die Here gevra, Here, vat asseblief hierdie lydingsbeker weg van my af. Maar hy was steeds bereid geweest om die pad te loop, al het dit hoe moeilik gelyk. En ek wil vir julle net Galasiërs 4 lees. Galasiërs 1 vers 4. Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons, vir homself vir ons gegee het vir ons sonde, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlikheid, toekoms in alle ewigheid. Amen. So, Jesus Christus het ook alles gesacrifice vir my en vir jou om hier te kom sit, en ek dink nie ons moet dit uit die oog verloor en so gevang word in hierdie wêreld, dat ons net die hele tyd wil wen en daar wil wees nie. En as ons dit loop soos wat die Here sê, en as ons die woord gehoorsaam, sal die Here dit wat verlore is, weer teruggee vir ons. So, ons moet dankbaar wees dat ons hier kan sit, en ons is dankbaar dat die Here vir ons sy seun gegee het, en dit is hoe ons leer. Dit is hoe ons leer, is uit hierdie woord uit, leer hy ons om elke dag die pad te loop soos wat hy wil hê ons moet. Dankie Here dat ek hier kan staan, en dankie dat U vir ons die woord oopbreek, Here. Ek vra vir U asseblief in hierdie nuwe seisoen wat ons ingaan, Here, in die plek waar ons staan, laat ons U woord so sal hoor en lees soos nooit tevore nie, Here. Laat U dit vir ons so sal oopbreek, Here, en ek vra vir elkeen van ons vir vrymoedigheid in hierdie gemeente, om te kom bring wat U vir elkeen van ons gee, Here. Laat elkeen van ons 'n ander verstaan kan kry hoe Efesiërs 7 moet lyk. Here, en dat ons die boek sal skryf wat U wil hê ons moet doen op hierdie aarde, dat ons die lig sal wees wat U wil hê ons moet wees, Here. En dankie dat U daar is, dankie dat U ons lei, dankie dat ons deur al hierdie jare kan sien, U het nog steeds elke dag beplan en bepaal soos wat dit moet wees. En dankie dat ons kan vertrou op U en dat U ons nooit los nie. Amen.